Goeiedag sê broers en susters, vriende en familie. Groete in Jesus naam. Ek is pastoor Mark Loos en dit is vir my 'n voorreg om vandag saam met jou die woord van God te deel. Ek sê dit is 'n voorreg want ek ag dit as 'n voorreg. Dit is nie iets wat jy weet wat 'n mens net so ligtigjes doen nie. Dit is 'n voorreg om God se woord met jou te deel en in hierdie plek te staan en om jou hart en baie wat luister te bemoedig en te versterk. En ek wil jou vandag verwys na Jesus Christus toe, want hy is ons sterkte, hy is ons hoop, hy is ons saligmaker, hy is ons verlosser. Sonder hom is daar vir ons geen weg om verlos te wees van ons sonde. Sonder hom is daar vir ons geen hoop om uit ons moeilikheid of uit ons verlede of uit die gebeurtenisse wat in die verlede plaasgevind het. Sonder hom het ons geen pad na die ewige saligheid nie. En vandag wil ek met jou praat, broers en susters, vriende en familie, oor 'n onderwerp wat gevind is in Genesis hoofstuk 41. En dis woorde wat ek daaruit haal. En ek wil hierdie kort gedagte of bemoediging wil ek aan jou titel en voorhou: God het my laat vergeet. Het mag miskien 'n bietjie snaaks klink, maar ek wil dan sal 'n bietjie verduidelik. Maar dit is woorde wat Josef gespreek het in die tyd toe sy eerste seun gebore word. God het my laat vergeet. En ek wil hê jy moet hierdie in gedagte hou voor ons gaan begin, dat God in hierdie gebeurtenis is sentraal. God is die sentrale of die hoofkarakter in hierdie gebeurtenis van Josef se lewe. En dan is daar ook die gedagte van swaar kry, sukkel en voorspoed. En dan is daar ook die gedagte dat God die mag het om Josef te kan laat vergeet. En ek wil bietjie daaroor ook verduidelik wat dit beteken en wat Josef daarby bedoel. So, die titel is God het my laat vergeet, en dit word geneem uit Genesis hoofstuk 41, en dit is die gebeurtenis waarin Farao, die koning van Egipte, waarin hy 'n droom ontvang, en dit is eintlik maar 'n boodskap wat hy van God ontvang, waarin hy 'n droom ontvang vir die volgende 14 jaar, wat die streek waarin hulle woon, Egipte, en die streke rondom Egipte, wat hulle sou te beurt val in die volgende 14 jaar. Maar voor ons verder gaan, broers en susters, wil ek u vra om my net te vergesel in gebed, terwyl ons dan nou die aangesig van die Here soek en sy gees se leiding vra in hierdie woorde wat ons vandag sal spreek. Kom ons bid saam. Vader, ons sê baie dankie vir die groot genade en vir die liefde, en ons sê baie dankie, Here, dat u ons tot hiertoe gebring het, en ek wil vra elke een wat dan nou luister, en elke een wat dan nou sal gehoor gee aan u woord, dat die krag van u woord in ons harte sal werk, dat ons, soos wat die Nuwe Testament sê, dat ons nie die krag van u woord sal verloon nie, maar dat ons deur u verander sal word, en dat ons sal toelaat, dat u in ons harte en in ons gedagtes sal werk, dat u ons sal verander, en so daar enige skade wees in ons gedagtes, so daar enige skade wees in ons lewens, bid ek nou en vra dat die woord van God, wat gegee is om ons gesond te maak, dat dit so sal werk in ons harte, in Jesus naam, amen. Baie dankie broers en susters, baie dankie familie dat die saam met my gebid het, en nou vertrou ons dat die Heilige Gees ons verder hier gaan help. Nou ek wil net vir u 'n oorsig gee, en dan gaan ek vir u lees vers 51 en vers 52 van Genesis 41. Soos ek gesê het, Farao het nou 'n droom gehad, en op hierdie stadium is Josef in die tronk. Josef het hy was nou al reeds verkoop deur sy broers, hy was nou al reeds in Potifar se huis as 'n slaaf aangestel,
die teenwoordigheid van God het nou al reeds in sy lewe begin werk, of hy het nou al reeds gesien dat God saam met hom is, en alhoewel hy dan nou in slawerny is, alhoewel hy nou verkoop is deur sy broers, alhoewel hy deur sy broers en sy eie verstoot is, vind hy dat God nog steeds saam met hom is. Vind hy dat God nog steeds by hom is en werk saam met hom en hom guns gee ter midde van wat hom te beurt geval het in sy jonk lewe. En so, Farao het hierdie droom en hy wat Josef is, het nou in die tronk beland en hy het nou twee drome, of hy het nou 'n droom uitgelê, of twee drome uitgelê in die tronk in, en dit is nou Farao se diensknegte gewees, soos wat ons hulle ken, die skinker en die bakker, en hy het nou hulle drome uitgelê, en dit het nou gebeur soos wat Josef deur die gees van God die drome uitgelê het, en daar was 'n gesprek tussen Josef en tussen die skinker, en Josef het gevra, onthou my, as jy daar kom, of as jy voor die Farao kom, onthou my as jy hier uitgaan. En dit het ook nie gebeur nie, en dis nou al 2 jaar, dat Josef nou in die tronk is, en Farao kry hierdie droom, en snaaks genoeg, dat deur Farao se droom, gaan God nou, Josef se droom, wat hy aan Josef gegee het, op jong ouderdom, gaan God nou dit bevestig. Maar God spreek nou eers met Farao in 'n droom, en God maak nou eers aan Farao bekend, die koning van daardie tyd in Egipte, God maak nou eers aan Farao bekend, wat die volgende 14 jaar sou gebeur. En ons vat dit nou hier vandaan, Farao droom, dat hy op die bank van die Nylrivier staan, en dat daar 7 vet koeie uitkom, en hulle gaan wei daar, en net nadat hulle uitgekom het, en nadat hulle gewei het, sien hy nog 7 koeie, en dit is dan nou maar koeie, en hulle lyk asof hulle, jy weet, baie swaar kry, en dit lyk asof hulle sukkel, en dit lyk asof hulle sieklik is, en hierdie sieklike koeie doen iets wat, jy weet, wat snaaks is. Hierdie sieklike koeie eet die vet, die vetkoeie eet hulle op, en ons weet dat koeie is nie karnivore nie, maar hierdie koeie eet die 7 vetkoeie op, en snaaks genoeg, nadat hulle die 7 vetkoeie opgeëet het, kan dit nie gesien word in hulle liggaamsbou, dat hulle nou 7 vetkoeie opgeëet het, of dat elke een van die 7 maarkoeie nou is 'n vetkoei opgeëet het nie. En ek wil hê, jy moet dit onthou vir later in hierdie boodskap, dat die 7 maarkoeie, die 7 vetkoeie opgeëet, maar dit kon nie gesien word nadat dit gebeur het nie. En so, Farao skrik wakker, of hy het weer nog drome oor are, maar dit is dieselfde boodskap wat God gee, en hy skrik wakker, en hierdie ontstel hom, en hy soek toe na iemand wat vir hom hierdie drome kan uitlê, en onder sy eie vind hy niemand, en die skinker onthou dat daar is 'n man in die tronk, 'n Hebreëse man in die tronk, wat aan ons drome uitgelê het, en soos wat u die storie ken, weet u dat Josef was geroep, en daar was 'n proses wat aan die gang was, voordat Josef nou voor die Farao verskyn het, maar hy het voor die Farao verskyn, en sy bewoording was baie duidelik aan die Farao, dat dit is God wat aan jou die droom kan uitlê, en God het toe aan Josef die openbaring van die droom gegee, en Josef is deur God se doen en late aangestel deur Farao, as soos die Engelsman sou sê, as the project manager. Maar dit was God se doen en late, want God het Josef jare terug in 'n droom vertel, dat hy tot mag sal styg, en dat hy invloedryk sal wees, en dat hy soveel invloed sal hê, dat die maan en die sterre, en hulle wat, dit nou sy familie, dat almal, dat daar baie sal wees, dat voor hom kom buig, en so hier sien ons, dat God is besig om die droom van Josef te vervul, en weet, daar is baie daaroor te sê, maar ek wil nie my eie woorde praat nie, ek wil graag aan jou en aan my noem wat Josef sê, en ek wil dit hier by vers 50 optel. Farao het ook gedoen,
soos 'n goeie leier sou doen en soos 'n wyse koning sou doen, dat hy het geweet dat Josef nie met hierdie mag kon sit en al hierdie mag om tweede in bewind te wees in Egipte, en Farao noem het dan om, daar is niemand groter as jou behalwe ek nie, en Farao het geweet dat Josef nie met al hierdie mag sou kon die platform neem, sonder dat hy 'n vrou sou neem nie, en Farao gee vir hom, sê die skrif, 'n lewensmaat. Farao het seker gemaak dat Josef trou, want daar sekere dinge wat Farao geweet het, rondom die situasie en rondom die mag wat hom nou sal, wat hom nou sal te beurt val en wat hy nou sal opneem en so. En dit is met die vrou wat hy geneem het, dat hy nou 2 kinders in die lewe bring, en dat hy nou 2 kinders verwek by hierdie vrou, en hier wil ek nou hierdie woorde van Josef optel, want dit is hier wat ons die titel van hierdie boodskap kry, God het my laat vergeet, en dit is Josef se woorde, en dit lees as volg, en Josef het die eerstgeborene Manasse genoem, want het hy gesê, God het my al my moeite laat vergeet, en ook die hele huis van my vader. Die tweede het hy genoem Ephraim, want het hy gesê, die tweede het hy Ephraim genoem, want het hy gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. Nou hier is 2 seuns wat aan Josef gegee was deur God, maar Josef vat sy lewe en hy doen, soos die Engelsman sou sê, 'n opname of 'n summary, soos die Engelsman sou sê. Hy gee 'n verklaring oor sy lewe tot dusver, en hy noem by sy eerste seun se geboorte, wat hy noem Manasse, want hy sê, God het my laat vergeet, of God het my al my moeite laat vergeet, en ook die hele huis van my vader. Daar is 'n ouer vertaling, of daar is 'n vertaling wat sê, God het my laat vergeet van die swaar kry van my jeug, en ook my ouer huis. En ek wil so 'n bietjie daaroor met u praat, maar in konteks is dit dat Josef nou hierdie verklaring maak, en dat hy 'n opname gee oor sy lewe. Weet u, ek het nooit geweet hoe belangrik dit is nie, totdat ek na 4 jaar van huwelik, en toe die dokters my sê, jy sal nooit kinders het nie, na 4 jaar van huwelik, toe gee God my 'n seun, nadat ek die Here vertrou het, en nadat hy dit moontlik gemaak het, en ek en my vrou het besin oor wat ons hierdie seun se naam gaan noem, en ons het by hierdie naam uitgekom, want dit is 'n betekenis, dit het die betekenis ingehou vir ons, dat God ons nie vergeet het nie, maar dat God ons onthou het, toe dit met ons swaar gaan, toe ons gesukkel het, toe ons nie weet hoe om te maak vorentoe nie, toe daar nie vir ons, jy weet, soos die Engelsman sal sê, when there was no clear cut, ons het nie geweet hoe om te maak nie, het God vir ons onthou in ons trane, God het ons onthou in ons sukkel, en ons het hierdie seun se naam gegee, Zachary, want dit beteken God het ons onthou. En dieselfde hier soos Josef, hier sê Josef, by sy eerstgeborene seun, sê Josef, God het my laat vergeet van al my moeite, of al my swaar kry, en ook van die hele huis van my vader. Hy verwys hier na die swaar kry wat hy gehad het in Egipte, hy verwys hier na die vals beskuldigings, hy verwys ook na die swaar kry wat hy gehad het in sy ouer huis, deur sy broers wat hom verkoop het, wat hom gehaat het, wat hom weggewys het, en wat hom in die put gegooi het, en wat hom wou gedood het. Hy verwys hier na die swaar kry, maar hy sê op hierdie stadium van sy lewe, God het my laat vergeet van hierdie swaar kry. En ek het, jy weet, oor die jare heen het ek gedink, hoe is dit dat God Josef laat vergeet van sy swaar kry? Hoe is dit dat God Josef se gedagtes, of dat God in Josef se gedagtegange so 'n groot werk doen, dat Josef vergeet van al sy swaar kry? Ek het so ver gegaan om myself te vra, jare terug het ek so ver gegaan om myself te vra, is dit dat God sy hele gewete uitgewis het? Dat hy sê, God het my laat vergeet? En ek het afgekom by hierdie antwoord, sekerlik nie. God is nie in die besigheid om mense se gewetes, of mense se herinneringe, of dinge uit te wis nie, maar God het so gedoen, soos wat ons in die 2de vers, of in vers 52 sien, God het so gedoen aan Josef, dat die goedheid van God, het nou so oorweldigend geword,
vir Josef, dat daar nie meer ruimte is, of ruimte was, in sy huidige gedagtegange nie, of in sy huidige, gedagtegange en sy huidige memories, of sy huidige gewete nie. God se goedheid het so oorweldigend toegeneem in Josef se lewe, dat Josef nie meer kon vashou aan die verlede nie. God se goedheid het so toegeneem in Josef se lewe, dat hy moes, of dat hy het op 'n stadium sy broers vergewe, dat hy het op 'n stadium Potifar se vrou vergewe, hy het op 'n stadium die manne in die tronk wat hom vergeet het, hy het op 'n stadium almal wat hom sleg behandel het hy vergewe, want God se goedheid het so oorweldigend geword in sy lewe, dat hy nie daaraan kon vashou nie. Onthou ek het vir u gesê, dat die 7 maarkoeie en die 7 sieklike koeie, het die ander koeie opgeëet, en dit verwys juist na die feit, dat daar sou 7 goeie jare kom, waar daar goeie opbrengs sou wees, en daar sou 7 slegte jare wees, waar die opbrengs, of waar daar hongersnood sou wees, en die hongersnood sou so erg wees, dat die mense nie die goeie jare, of die 7 goeie jare sou onthou nie, en die swaar tye, sien ek hier, of die gesukkel of swaar tye, het soms die vermoëns om jou te laat vergeet, om jou hele gedagtegange, om alles binne jou te laat verander. Jy weet, want swaar kry doen iets aan mense, wanneer jy verstoot word van ander, wanneer jy nie inpas tussen jou eie nie. En Josef het al hierdie dinge, het hy ondervind, maar hy sê op hierdie stadium, God het my laat vergeet van my swaar kry. En ek wil dit vandag vir jou noem, my vriend, my broer, my suster, vergewe hulle wat aan jou kwaad gedoen het, vergewe hulle wat aan jou kwaad vermeen het, want God se oorweldigende goedheid staar ons in die oë. God se oorweldigende goedheid staar ons in die oë, want Jesus Christus het gekom en hy het vir ons gesterf op die kruis van Golgotha, en hy het dit vir ons moontlik gemaak, dat ons vergewe kan word van ons sonde, dat ons verlos kan word van ons sonde, sodat ons hulle wat teenoor ons kwaad vermeen en bedoel het, en dit is juist Josef wat sê, broers en susters, julle het dalk kwaad bedoel, maar God het dit goed bedoel met my, met al die swaar kry, het hy dit goed bedoel, maar hier verklaar Josef en sê, dat God het my laat vergeet van al my moeite, bedoelende, dat dit het nou tot een einde gekom, en ek wil dan vandag vir jou sê, broers en susters, daar is een einde, God het bepaal dat daar een einde aan moeite sou wees, God het bepaal dat daar een einde aan swaarkry sou wees, God het bepaal dat daar een einde in jou en my lewe sal wees, dat jy weet, dat jy nie meer sal vashou aan hierdie gebeurtenisse van die verlede nie. Ek het op 'n ander video eendag gesê, dat ons moet toelaat dat God ons help, want God het bepaal deur Christus Jesus, dat ons aanvaar moet word deur hom. God het bepaal deur Christus Jesus, dat ons sy goedheid moet ondervind. God het bepaal deur Jesus Christus, dat daar vir jou en vir my voorsiening van 'n nuwe lewe moet wees. God het bepaal deur Jesus Christus, dat ons 'n nuwe lewe in hom moet beleef. God het bepaal deur Jesus Christus, dat ek en jy, my vriend, vrugbaar kan wees, my broer en my suster, en ek wil jou hiertoe bemoedig, dat God se goedheid vir jou en vir my, het ten doel en is by magte om ons te laat vergeet, nie om ons gewete uit te wis nie, soos ek gesê het, maar juis om nie daaraan vast te hou nie, juis om te sê, julle is vrygespreek, juis om te sê, dat God is so goed vir my, hy het my vergewe, hy het my gehelp, hy het my gered, hy het my deurgedra, ek kan nie aan dit vashou wat julle gedoen het nie, ek kan nie aan dit vashou wat, dit was al, Josef het aanvaar, dat dit God se plan was, dat dit God se manier was, om hom te groei in sy karakter, dat dit God se manier was, om hom te toets, dat dit God se manier was, om hom voor te berei, vir die droom wat God hom gegee het, as 'n jong man. Ek wil vers 52 vir u weer lees. En die tweede, het hy Ephraim genoem, want hy het gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende.
Nou as jy nog nooit ellende ondervind het nie, my vriend, broer en suster, of as jy nog nooit bewus gewees het van jou eie ellende nie, dan wil ek vir jou vandag sê, ons, myself ingesluit, almal van ons, wat gebore is op hierdie aarde, ons is in ellende gebore, ons is in sonde gebore, ons is gebore in 'n wêreld wat gebroken is, ons is gebore in 'n wêreld wat stikkend is, ons is gebore soms in verhoudings wat stikkend is, ons is gebore soms in 'n lewe waar huwelike verbrokkel het, en wanneer ons op die spel kom en wanneer ons oë oopmaak, dan vind ons, vader is een kant, moeder is een kant, daar is mense, en almal is stikkend. Maar Josef sê hierdie woorde, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. In ander woorde, God wil jou weer by mekaar sit, juis op die plek waar jy stikkend voorgekom het. God wil jou juis by mekaar sit in die aangesig van hulle wat mee of wat toedoen gehet het aan jou gebrokenheid. God wil jou juis by mekaar sit. God wil jou juis weer oprig. God wil jou juis weer toerus in die land van jou ellende. Hulle wat gesien het jou ellende, hulle wat gesien het jou stikkenheid, hulle wat gesien het jou trane, hulle wat gesien het jou gebrokenheid, en hulle wat gesien het jou tekort, God wil jou juis voor hulle, wil God jou herstel. Josef sê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. En hierdie vrugbaarheid het nie net te doen met natuurlike vrugbaarheid nie, maar God wil hê dat ons moet vrugte dra na bekering, wat by die bekering pas, en die vrugte van die Gees moet dan nou juis in hierdie nuwe lewe wat ons lewe, die vrugte van die Gees moet dan nou juis in ons lewe plek vat en groei. Want Josef sê, en ons weet dat Josef 'n tipe van Christus is, of as, ons weet dat hy 'n skadu is, dat hy sekere karaktertrekke en sekere gebeurtenisse in sy lewe sou skadu, wat met die ware Messias sou gebeur, wanneer hy kom en toe hy gekom het. Maar hy sê, hy het my vrugbaar gemaak, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. En ek wil dan nou vir jou vandag sê, jou vrugbaarheid en my vrugbaarheid en ons herstelwerk is in God deur Christus en deur die Heilige Gees te vinde. Daar is niks in die wêreld wat jou kan vrugbaar maak nie. Daar is niks in die wêreld wat jou kan herstel nie, behalwe God deur Jesus Christus. En dit is my gebed vandag vir jou broer, en dit is my gebed vandag vir jou suster, familie. Dit is my gebed vandag as 'n oupa, as 'n ouma, as 'n jong man, as 'n jong dogter, wat ook al gebrokenheid jy het. Ek wil jou uitnooi en ek wil jou roep, kom na Jesus Christus toe. Glo in hom, lê jou lewe, lê jou wil. Soos die Engels vertaling sê, deny yourself, pick up your cross and follow Jesus, because it is in him that you will find yourself. Dit is in Christus wat jy jouself sal vind en wat hy jou sal herstel. Want Josef het altyd gesê, God het my vrugbaar gemaak in die land van my ellende. Die oë van hulle wat deel gehad het aan jou ellende sal verstom staan, want God is groot en magtig in die lewens van hulle wie op hom vertrou. Jesus kan vandag vir jou 'n mooi werk doen, my vriend. En ek wil jou vandag roep tot die Here Jesus Christus, en ek wil jou bemoedig, kom na hom toe, want dit is hy wat vrugbaarheid in ons teweegbring. Die Here seën jou en vrede en liefde aan jou. Baie dankie.